Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou vandag wil ek met jou praat oor die tema van mense kan nie verstaan wat jy nie met hulle deel nie. Het jy al ooit probeer om iemand te help om 'n legkaart te bou, terwyl jy die belangrikste stukkies in jou sak hou? En dan kyk hulle na die prentjie op die tafel en dan dink hulle, hierdie maak nie vir my mooi sin nie. En jy raak gefrustreerd aan die ander kant, omdat hulle nie kan bou nie, omdat hulle jou dalk nie verstaan nie. Maar hulle kan nie die hele prent sien nie, want jy het nooit die ontbrekende stukke uitgehaal en vir hulle gewys nie. Ek dink baie van ons leef so, en miskien dalk ook op 'n manier om onsself te beskerm. Maar aan die ander kant verwag ons dat mense ons moet verstaan. Ons pyn sal raak sien, ons behoeftes sal aanvoel, ons vrese sal erken en ons drome sal ondersteun, terwyl ons nooit die legkaart stukkies met hulle deel nie. Ons sê dinge soos, ek is fine, terwyl ons eintlik sukkel. Ons sê, ag, dis nie so groot issue nie, terwyl ons in stilte oorweldig voel. Ons verwag dat ons maat en ons kinders en ons vriende of kollegas net intuïtief moet weet wat binne in ons aangaan. Maar mense kan nie verstaan en ruik wat jy nie deel nie. Dis soos om deur 'n venster te probeer gesels met iemand. Jy kan sien iemand beweeg aan die ander kant, jy kan self sien hulle mond beweeg, maar jy hoor niks nie. En dan raak ons kwaad omdat hulle nie reageer soos ons gehoop het hulle gaan reageer nie. Spreuke 20 vers 5 staan daar, die bedoelinge van 'n mens se hart is diep waters, maar 'n verstandige mens sal dit uitskep. God verstaan iets van menswees. Ons harte is diep waters. Daar is vreugdes en teleurstelling en onsekerhede en hoop wat onder die oppervlak leef. Maar as niemand dit ooit die emmer vat en die emmer laat sak nie, bly dit in daardie water onbereikbaar. Selfs Jesus wat mense se harte geken het, het sy emosies gedeel. En Getsemane sê hy vir sy disippels, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Hy het nie gemaak asof alles reg en hankie-dorie is nie, hy het gedeel. Moderne sielkunde bevestig dit. Brené Brown praat baie van die krag van kwesbaarheid. Sy wys daarop dat ware verbinding nie gebou word deur perfek te wees nie, maar deur eerlik te wees. Want kwesbaarheid is nie swakheid nie, dis die moed om raak gesien te word. In ons moderne wêreld het ons baie maniere om te kommunikeer, maar soms min maniere om werklik te deel. Ons stuur boodskappe en plaas foto's en ons gee likes, maar ons harte bly soms toegesluit soos huise waarvan die ligte af is en die gordyne toegetrek is. En dan wonder ons hoekom ons so eensaam voel. Selfs in die oosterse wysheid word gesê dat lyding dikwels ontstaan wanneer ons afgesny raak van onsself en van ander mense. Genesing aan die ander kant begin weer waar daar 'n bewuste teenwoordigheid en 'n eerlike verbinding met ander mense is. Nou beteken deel nie dat jy jou hele lewe noodwendig vir almal net moet oopgooi nie. Wysheid onderskei tussen mense wat nuuskierig is en mense wat werklik vir jou omgee. Maar ergens moet daar mense wees wat toegang kry tot die ware jy. Want die mense rondom jou probeer dikwels hulle bes doen met die beperkte inligting wat jy hulle gee. As jy nooit vir hulle sê, ek is bang, of ek het hulp nodig, of ek voel alleen, of ek droom hiervan nie, hoe kan hulle jou ooit ondersteun daarin? Die waarheid is, mense kan nie lees wat jy nooit geskryf het nie. Hulle kan nie hoor wat jy nooit gesê het nie, en hulle kan nie verstaan wat jy nooit gedeel het nie. Miskien is die grootste geskenk wat jy vandag aan jouself en iemand anders kan gee, om een legkaart stukkie uit jou sak uit te haal, een eerlike aspek, een eerlike gesprek, een ware gevoel, een ware behoefte, een diepe droom. Want begrip begin nie wanneer ander perfek luister nie, dit begin wanneer ons die moed het om onsself te wys. So vra jouself af vandag, wie in my lewe moet ek toelaat om die stukke te sien wat ek nog altyd weggesteek het? Want dalk is die verbinding waarna jy smag nie so ver weg as wat jy dink nie. Dalk wag dit net vir jou om die venster oop te maak. Want mense kan nie verstaan wat jy nie met hulle deel nie. Maar wanneer jy die moed het om jou waarheid te deel, gebeur daar iets wonderliks. Begrip word moontlik, verhoudings raak dieper en genesing begin. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap, mooi loop.